Julle het gehoor, dis die 7 name van die 7 gemeentes en vandag word Bultfontein hier ingesluit. Ons naam is ook op die lys. Ons is ook deel van God se universele kerk. So as ons vandag hierdie gedeelte lees in Openbaring 2 hoor, dis nie net eendag lank terug het hierdie mense hierdie boodskap gehoor, en hierdie boodskap is vandag vir ons. Elkeen van ons moet hierdie boodskap hoor vandag. Hoekom die 7 briewe? Ons lees dit in Openbaring 1 vers 11. Ek het agter my 'n stem gehoor swaar, soos die geluid van 'n trompet, 'n stem gehoor wat sê, skrywe wat jy sien in 'n boeke op en stuur dit vir die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea, soos julle gehoor het. Die opdrag van Jesus om te skrywe. Vers 19. Skrywe nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. En dit is hoe hierdie briewe inpas. Dit wat Jesus gesê het, skryf wat hy gesien het, Johannes, maar wat nou daar is en die nou daar is nou ons. Is ons as 'n gemeente, ons as liggaam van Christus en hierdie boodskap wat Christus aan ons bring. Is jy gereed om dit te hoor? Is jy gereed om te hoor wat sê die Here vir ons as gemeente individueel en ook kollektief? Jy as persoon en ons as 'n gemeente. So daar's 2 vlakke waarop ons moet reageer. Skryf aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. Skryf aan die leraar. Wie was die leraar van Efese? Kan julle onthou? Julle ken mos julle Bybel goed. Belydensklas, julle ken mos julle Bybel baie goed. Wie was die leraar van die gemeente van Efese? Dit was Timoteus. Timoteus van die boek Timoteus. Dis nou maar dis 'n afleiding wat ons maak deur die geskiedenis. Hy was die leraar van hierdie gemeente. En wat so mooi is, die leraar is die sterre wat Jesus in sy hand vashou. As ons Openbaring 1 lees, dan sien ons hy die sterre in sy hand. Dis die leraar van die gemeente. Dit was Timoteus. En hy staan tussen lampstanders. Dis 'n lig in die ou tyd. Se staaner met 'n lampie op wat brand. En Jesus, dit is so mooi, Jesus is tussen die 7 lampstanders. Hy hou die leraar in sy hand en hy is teenwoordig by sy kerk. Is dit nie mooi? En dis ons realiteit vandag. Christus is hier teenwoordig. Nou hoor die boodskap wat hy bring en dit is nogal regtig mooi. Ek net bietjie aangaan. Luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Vers 2 en vers 3. Hoor hierdie boodskap wat Jesus deur Johannes aan die gemeente van Efese en die gemeente van Bultfontein Oos bring. Ek weet alles wat julle doen. Nou, hoe voel jy as jy dit hoor? Is dit positief of is dit negatief? As die Here sê ek weet alles wat jy doen, is dit goed of is dit sleg? Laasweek het ons gesien dat die beeld wat Johannes gesien het, toe hy omgedraai het om te kyk wie met hom praat wat sê skrywe, het hy Christus, die opgestane, die verheerlikte, die regerende Christus gesien en sy oë was soos vuur. En dit sluit aan by hierdie vers, ek weet alles wat julle doen. Jesus weet alles wat ons doen. Hy ken ons harte. Hy ken ons lewens. Hy ken jou drome, hy ken jou vrese. Hy is waarlik die opgestane Here. Hy weet alles wat ons doen. En dan gaan hy verder. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel dat die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie in my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Hoor hoe mooi praat Jesus met hulle. Hy sien
wat hulle doen. Hy sien hulle diens. Hy sien hoe lewe hulle as 'n gemeente, hoe lewe hulle as Christene, hulle lewe uit. Ek sien wat julle doen. Nou, deur die boeke, deur die 7 briewe van Openbaring aan die gemeentes, is dit voortdurend Jesus wat hierdie gesprek met sy gemeente het. Ek sien dit. Maar met sy woorde is daar heeltyd 'n motivering ook. Ek sien julle volharding. Ek sien hoe julle aan die waarheid vashou. Dis 'n motivering, maar dis ook 'n oproep. Luister elke keer as ons na 'n gemeente gaan kyk, wat is die oproep van Jesus wat hy vir sy gemeente sê? En dan ook is daar waarskuwings in. En ons moenie net aan die mooi vashou nie. Ons moet na die waarskuwing gaan luister. Want ons moet eerlik gaan staan vir God. As God sê, ek het dit teen julle, dan moet ek myself gaan meet. Ek kan nie sê, maar nee, dis nie ek nie. Gaan weeg jouself, gaan meet jouself aan dit wat God sê. Ondersoek jouself. En as daar regstelling gedoen moet word, doen dit. En so begin Jesus, en hy praat met die gemeente van Efese, en hierdie gemeente was 'n baie sterk gemeente. Dit was 'n baie belangrike stad Efese. Hy was op die pad, die handelsroete tussen die ooste en die weste. Die weste was Griekeland, die ooste is die ooste, en hulle sê hy was een van die belangrikste stede in Asië. Nou, Asië in die Bybelse tyd is Turkye vandag. En ons weet nog steeds, Turkye is 'n belangrike land, hy is so tussen in die middel, tussen die verskillende lande. En dit was die stad Efese. Baie suksesvolle land, baie suksesvolle stad. Maar, omdat hy so naby aan die weste was, dit was Griekeland, was daar 'n tempel aan die Griekse gode, die Griekse mitologie, die Griekse godsdienstaanbidding was heeltyd 'n invloed op Efese. En hou dit in gedagte. Maar wat seker een van die belangrikste goed is, Efese, die gemeente is deur wie gestig? Wie was verantwoordelik vir die stigting van Efese? Paulus, deur sy bediening. En so het die kerk ontstaan. En nou kom Jesus en hy sê, maar ek sien julle diens, ek sien hoe julle as 'n gemeente dit uitleef, maar dan kom hy in vers 4 met 'n aanklag, en dit is nogal moeilik om te lees. Ons wil dit nie hoor nie, maar weer eens hierdie uitdaging, dat ons vandag onsself gaan weeg, dat ons onsself gaan meet, as iets van hierdie uitdaging, hierdie oproep, hierdie waarskuwing waar is, dat ons sal reageer daarop. Nie net sê, dis nie ek nie, dat ons sal luister. Vers 4, maar ek het dit teen julle, julle het my nie lief soos in die begin nie. Julle het my nie lief soos in die begin nie. Dit is wat ek teen julle het. Nou wil ek vra, is dit erg? Is dit 'n erge aanklag van Jesus aan die gemeente? As hy dit vandag vir jou sê, is dit 'n erge aanklag teenoor jou? Wat probeer Jesus hier sê? Wat is die boodskap? Nou, om te sê, julle het my nie meer lief soos julle my lief gehad het nie. Dit is, die verduideliking van die woord is om, as jy 'n tou styf vashou in jou hand, en stadig, maak jy jou hand oop, en die spanning wat op die tou is, trek die tou uit jou hand uit. Dis die beeld wat Jesus gebruik, om vir die gemeente van Efese te sê, maar julle het my nie meer lief nie. Julle verhouding teenoor my is nie soos dit was. In die begin het julle aan my vasgehou. Julle het aan my vasgehou met alles. Maar stadig het julle laat gaan. Dis nie dat julle my nie meer lief het nie. Maar daai dringendheid wat daar in die begin was, daai opgewondenheid oor Jesus, dit is nie meer daar nie. Julle het my nie meer lief soos in die begin nie. Ek vra, is dit regtig so erg? As ons gaan kyk na die mooi goed wat Jesus gesê het van, ek weet alles wat julle doen, ek ken julle onvermoeide arbeid. Al daai goeie dinge wat hy van hulle sê, al daai goed het plaasgevind nie uit hulle liefde vir Jesus nie. Want hulle liefde vir Jesus het gegaan, dit het gegly. Hulle het dit gedoen as net 'n diens, as 'n handeling. Ons moet dit doen. Maar
Ek doen dit nie meer met daai dryfveer van my liefde vir Christus nie. En dit is Jesus se uitdaging aan hierdie gemeente. Ek het daar so skemaatjie, vers 2 en vers 3 praat van hierdie mooi goed, en dan vers 4 en 5 hierdie negatiewe. En dan vers 7 is weer positief, en ons gaan nou by hom kom. Maar die negatiewe, die feit dat hulle nie meer vir Jesus so lief is, soos hulle vir hom in die begin was, en die feit dat hulle nie meer so aan hom vashou nie, dit was 'n punt wat die ander twee positiewe punte aangeraak het, en dit eintlik negatief gemaak. Want daardeur het hulle nie meer hierdie liefde nie. Hulle doen dit net uit eie geregtigheid. Ek moet dit maar doen. Soos as jy vandag nagmaal kom vier het, jy het nagmaal toe kom, jy het die brood gevat, die wyn gedrink, dis wat ek moet doen, maar nooit het jy gedink, maar dit is wat Christus vir my doen nie. Nooit het jy gedink, maar hy het sy lewe vir my gegee nie. Ek het net gedoen wat ek moet nagmaal. Dan staan ons in dieselfde bootjie. Dis 'n handeling sonder Jesus se liefde. Hou jy nog aan Jesus vas, soos in die begin? Is jy nog lief vir Jesus met alles in jou? Die oproep wat hy gee in vers 5, dink daaraan hoe ver jy agteruit gegaan het. Dink waar was jy? Dink aan jou verhouding wat jy met die lewende God gehad het. Gaan meet jou verhouding nou, wat jy nou het, teenoor jou verhouding wat jy met God gehad het. Het jy gegly? Het jy agteruit gaan? Het jy stadig, nie net skielik gelos nie, maar stadig, net jou hou vas op Christus laat gaan? Laasweek met die jong mense het ons gesê, wat is Jesus se beginsels? Wat is sy grense? En ons het gesê, hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En dis ons oproep vandag om so weer eens vir God lief te hê. Met al my liefde. Nie, ek doen nie die kerkding net omdat dit van my verwag word nie. Ek kom dien die Here want ek is lief vir hom. Hy is my hartsbegeerte. En daarom smag ek na hom. 1 Korintiërs 13, ons ken hom, maar hoor mooi, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. As ek nie liefde het nie, al het ek die gawe van profesie, en al ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. En dis wat Jesus vir hierdie gemeente probeer sê. Julle liefde vir my het gegaan, al deel ek wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys, om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. En daarom hierdie oproep, jy het my nie meer so lief, soos jy my gehad. En die uitdaging, ons moet gaan kyk. Ek moet my gaan self vra, wat is vir my belangrik? Wat is vir my die belangrikste? Is dit Jesus? Is dit my verhouding met die lewende God? Of is dit my lewe, my probleme, my uitdagings, my vrese, my vriende, my sport, my dit, ons gaan aangaan. Wat is jou nommer 1 prioriteit? En dis wat ons moet antwoord. Jesus. En ek wat aan hom vashou. Maar wat doen ek? Wat is die uitdaging wat Jesus bring? Hy sê, bekeer jou. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Bekeer jou. Wat beteken dit om jouself te bekeer? Ek stap hierdie kant toe. Ek is besig om weg te beweeg van my verhouding met my Here. My lewe en alles raak te moeilik. Daar's soveel uitdagings, daar's soveel afleidings en ek stap hierdie kant toe en God sê stop. En ek stop op hierdie punt en ek gaan weeg myself en ek gaan kyk, maar lewe ek reg vir God? En in daai punt besef ek maar ek is skuldig. Here, ek het weggedraai van U af en wat beteken bekeer? Draai 180 grade en stap na die Here toe. Stap terug na jou eerste liefde. Stap terug na die lewende Here wat sy lewe vir jou gegee het en dien hom. Dis ons uitdaging. Bekeer jou. Erken jou fout, maak reg. Maak reg. Ek sê nie almal is skuldig vandag, maar as jy vanmôre die stem van Jesus hoor, wat sê, maar jy het my nie meer so lief,
As jy my gehaat het nie, hoor daai oproep. Erken die fout. Gaan kyk, waar is die fout? Waar het ek Jesus begin afskeep? Waar het die tou begin gly uit my hand uit? En maak dit reg. Hoe maak ek dit reg? Hoe kom ek weer by Jesus uit as ek weggeloop het van hom? Hoe maak ek reg? Eenvoudig, gaan terug na hom toe. Kom in sy teenwoordigheid. Gaan praat met hom. Gee vir hom tyd. As jy nie tyd het om hom te gee nie, maak tyd. Staan 'n halfuur vroeër op. Gaan slaap 'n halfuur later. Sit die foon vir 'n halfuur neer. Maar kom by die Here uit. Praat met hom. Here, ek het vergeet van U. Hierdie berg voor my is te groot. Ek het vergeet van U. My uitdagings is te veel. Ek het vergeet van U. Maar Here, ek het U stem gehoor en ek kom terug. Ek kom terug na U toe. Ons begin by 'n persoonlike oproep. Hoe gaan ek dit doen? Nader tot die Here. Praat met elke man. Praat met elke pa. Praat met elke oupa. Oupa grootjie. Gaan terug na die Here. Gaan terug na jou eerste liefde. Hou aan hom vas. Nie aan 10.000 ander dinge nie. Hou aan hom vas. Met elke dame. Praat met elkeen. Met elke ma. Met elke ouma grootjie. Kniel weer voor die Here. Roep tot hom. Sê, Here, ek het gesondig teen U. Ek het vergeet van U, maar U is my eerste liefde. En ek kom na U toe. Jong mense, meisies, seuns, elkeen van ons. Is ons persoonlike oproep vandag. Hoor dit mooi. Gaan terug na die Here toe. Hou weer aan hom vas. Persoonlike oproep maak, soos ons gelees het. Dis weier as net 'n persoonlike verhouding. Ons word as gemeente opgeroep. Elkeen van ons wat vanmôre hierso sit, word ook as gemeente opgeroep. Bid vir hierdie gemeente, bid vir mekaar, wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar. Wys vir mekaar die liefde van Christus in ons. As iemand swaar kry, wees daar. As iemand gebed nodig het, bid. As iemand 'n skouer nodig het om op te hou, wees daai skouer. Maar laat ons mekaar omgee. En dit is die deel wat my bang maak. Bekeer julle en doen weer wat julle van die begin af gedoen het anders. Sê Jesus, anders as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en ek sal julle lamp van julle plek af wegvat. Die lamp wat weggevat is die kerk, die liggaam van Christus wat weggeneem sal word. As julle nie bekeer nie, as julle nie gehoor gee nie, dan gaan daar iets gebeur. Wat het met Efese gebeur? Daar was 'n dokter Chandler, 1764, het hy Efese gaan soek. Hierdie opdrag is aan Efese die gemeente gegee. Hoe lyk Efese nou? Was hulle gehoorsaam aan hierdie oproep? Bekeer julle. Dis 'n paar prentjies van hoe Efese nou lyk. Bekeer julle anders. Dis hoe dit lyk. Hierdie Dr. Chandler het gesê, die mense wat nou in Efese bly, dit was hierdie verskriklike, suksesvolle stad. Nou is daar 'n paar Grieke wat daar bly in swaar omstandighede. Die bokke loop in die strate rond. Hy vergelyk dit met 'n tuin, 'n pragtige tuin wat 'n woestyn geword het. Dis hoe hy Efese in 1764 beskryf. Nadat Jesus vir hulle gesê het, ek gaan die lampstander wegvat as julle nie bekeer nie. En dit is 'n oproep aan ons. Ons moet gehoor gee. Vers 7, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Elkeen moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Elkeen van ons moet vandag luister na wat God vir ons sê. Sy oproep op ons lewens. Maar dan eindig Openbaring met 'n belofte. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. En dis Openbaring. Openbaring is nie hierdie boek wat ons bang maak nie. Ja, dit is nogal 'n bietjie skokkend om dit te lees, maar dis hierdie boek wat ons moedeloos maak nie. Dis hierdie boek wat ons oproep en sê, maar ek het vir jou gesterf. Jy is my kind. Jy kan lewe. Nou lewe. Reg deur Openbaring elke keer hierdie wonderbaarlike boodskap van Jesus, maar jy wat in Christus is, jy is uitgesoek.
Jy is myne, jy is gered, jy kan lewe. Ja, daar is uitdagings verseker, maar jy wat onder die bloed van Christus is, jy is my kind. Hy sê dit so mooi, aan elkeen wat die oorwinning behaal. Romeine praat van ons as oorwinnaars, meer as oorwinnaars, hoe? Deur Christus wat vir ons lief is. Omdat hy vir ons lief is, laat ons vir hom lief wees. Onthou die nagmaal. As jy twyfel, dink terug aan hierdie nagmaal vandag, daai wyn, daai brood. Ek weet, in Jesus is ek verlos, in Jesus is ek vrygemaak. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Deur Christus is ons vir ewig sy kinders. En dit is ons storie. Ons het 'n uitdaging, ons het 'n oproep, die kruis staan voor ons. Laat ons onsself bekeer, dat ons na hom toe draai en sê, Here, ek wil U lief hê, soos ek U lief gehad het, met alles in my. Miskien vandag die eerste keer wat jy dit wil sê, Here, ek wil U lief hê. Ek wil U lief hê met alles. Help my, wys my hoe. Ek roep tot U. Here, wys my U liefde, dat ek dit kan vasgryp en vir ewig daaraan kan vashou. Ons bid saam.